Shake up and slim down the Manna way. Hy is op pad. Reg, kom ons begin sommer dadelik. Ek het nie heeldag tyd nie. Is almal hier? Nee, die prinses van anti-evangelisasie is nie hier nie, maar haar onderdaan is wel hier om verslag te gee. Goed, laat ons begin. Vandag bespreek ons bietjie vir Suid-Afrika. Sover hoor ek goeie goed. Sal jy vir ons kan terugvoering gee oor sommige van die statistieke? Sekerlik. Soos jy al reeds het ons 'n paar proefnemings en samewerkings hier begin doen in Suid-Afrika. Ek het vandag van ons prinse en prinsesse wat deel is van die groot sukses gevra om persoonlik vir u te kom verslag gee. Voor ek oorgehandig aan die prins van Moord of altans noem die mense dit in Suid-Afrika 'n keuse, wil ek u in kennis stel dat ek sopas nuus vanaf Sirië ontvang het. As u nie sal omgee dat ek dit voor hom doen. Deel gerus jou nuus met die res van die vergadering. Die nuus uit Sirië kom direk van die hoofprins van Sirië af. Volgens statistieke is daar alreeds meer as 170.000 Christene vermoor deur ISIS as gevolg van hulle geloof. Uitstekend. Dit is presies die uitslag waarvoor ek gehoop het en waarna ons elkeen werk. Julle kan gerus by Sirië se prins en prinsesse leer. Op daardie noot gee ek oor aan die prins van Moord in Suid-Afrika. Gaan voort. Daar word tans oor die 250.000 aborsies deur die jaar wettig in hospitale en klinieke gedoen. Onwettige aborsies se statistieke lyk net so goed. Ons is besig om grond te wen en Christene te oortuig dat aborsies nie sonde is nie. Daar is om en by 17.100 moorde per jaar in Suid-Afrika. Die statistieke van moord styg tans op 'n daaglikse basis. Mense se harte word net meer gevul met haat teenoor mekaar, ander rasse en nasies. Ek wil graag die prins van misdaad vorentoe roep om ons nuwe departement voor te stel. Meester, ons het 'n nuwe departement geopen en van haar eerste projek het ons van haar verwag om saam met die prins van Moord te werk om te kyk of ons van haar gebruik kan maak. Ons stel in bekend die prinses van Selfverwyd. Meester, ek het ondervind dat as ek en my kollega, die prins van Moord, saamwerk, ons die statistiek van selfmoord sal kan verhoog. Daarom het ons 'n proefloopie gehou en bevind dat mense meer geneig is om selfmoord te pleeg as hulle ander mense se beledigings glo en aanhoudende leie gedagtes hoor. Gaan voort asseblief. Ek het nie heeldag tyd om na jou gesaanlik te luister nie. Ons hou die statistiek aan nie voor. Daar is tans 8.000 selfmoorde per jaar in Suid-Afrika. Dit kom neer op gemiddeld 1 per uur. Dankie vir die geleentheid, meester. Prins van Ekman, gee asseblief die algemene statistieke oor Christene deur aan die vergadering. Slegs 33% van die wêreld se populasie is Christene, waarvan 83% op 'n gereelde basis kerk toe gegaan het. Van verlede jaar is dit 'n swakke 61%. Die prins van tyd hou hulle besig en hou die illusie voor dat hulle te min tyd het vir die Here deur die dag. Hoekom verminder Christene se getalle so drasties? Wat doen ons reg? Christene wil nie wees soos mense wat optree soos sondaars nie. Wel gedaan. Gaan voort met die goeie werk om mense te mislei. Jy kan maar voortgaan. Net 2% van Christene gaan uit en evangeliseer, soos Matteus 28 hulle beveel. Die wat voortgaan wen grond, maar daar is steeds 'n groot persentasie van mense wat ongered is. Ek wil graag die onderdaan van die prinses van anti-evangelisasie voorroep om die statistieke voor te hou. Meester,
Die wêreldspopulasie is tans meer as 7 miljard. Daar is tans 2854 onbereikte mensegroepe. 17% van die wêreldspopulasie is nog nie geëvangeliseer nie. Werk daar om evangelisasie te stop. Hoe minder mense hulle bereik. Wat is dit? Hoekom word ek onderbreek? Jy behoort beter te weet as om 'n offisiële vergadering te onderbreek. Jy moet 'n ongelooflike goeie rede hiervoor hê. Die evangeliste is besig om op te staan. Die kerk van die Here is besig om op te staan en meer Christene te kweek. En ook siele in te neem. Gryp haar! Jy is die hoofprinses van anti-evangelisasie. Jy is veronderstel om te keer. Dit is jou werk om te sorg dat minder mense tot bekering kom. En jy onderbreek my hoe jy nie jou werk doen nie. Ek is... Ek is jammer, meester. Vergewe my oortreding. Gaan. Maak hulle dood. Hang hulle. Skiet hulle. Slag hulle. Maak hulle net dood. Almal van hulle. Maar meester, die Here beloof hulle in Jesaja 54 vers 17 dat geen wapen wat teen hulle gesmee word iets sal uitrig nie. Herinner hulle aan hulle sondes. Hoe sleg hulle was voor hulle tot bekering gekom het. Herinner hulle dat hulle die dood verdien. Maar meester, hulle sal ons net herinner Aan wat? aan jou en ons toekoms. Moet ek altyd vir julle dink? Gebruik julle kreatiwiteit. Gaan voort met die vergadering dat ek die goeie nuus kan hoor. Meester, daar is daagliks 153 000 sterftes, waarvan 1 uit elke 10 verwant is aan rookverslawendheid. Pragtig. Baie dankie. En ons het dit ook reg gekry dat heelwat kerke in die land wyn- en biertente by hulle basare en feeste het, sodat die wat aan drank verslaaf is net nog dieper vasgevang kan raak. En die beste van alles is, die kerk help ons sommer self daarmee. Sien julle almal? Dit is een van ons goeie voorbeelde waarna ons moet werk. Gaan voort. Meester, ons het fantastiese nuus om met u te deel. Ons werk is so 'n groot sukses dat u vir ons 'n beloning sal wil gee. Kom tog nie by die punt uit. Elke oomblik wat ons verder mors met die vergadering verloor ons grond en word hel alloleer. Ek wil my siele gaan terugeis. Ja, meester. Een van ons grootste prestasies is dat ons homoseksualiteit in 'n Christenstaat wettig gekry het deur een van ons hoofagente in 'n leiersposisie te plaas. Sy het in 'n politieke stemming ons saak vir ons voorgelê en ander partye oorreed om vir ons te stem. Ek hoop dit is al nie wat jy vir my het nie. Ons het Christene mislei deur hulle te laat glo dat God hulle so gemaak het en dat hulle nie die reg het om hulle te vermaan nie, want dit is oordeel. Verder het ons ook homoseksuele mense in kerkkampe geplaas. Al is dit streng teen die Bybelse beginsels waar volgens Christene veronderstel is om te leef. Is dit al? Goed. Die statistieke lyk goed. Volgende week wil ek vordering sien. Die statistieke moet styg in ons guns. Hoe meer siele ons saam met ons aftrek hel toe, hoe beter. Werk daaraan om evangelisasie te keer. Al kos dit ook wat. Ek wil ook persoonlik dankie sê aan elke Christen wat te lui is om uit te gaan en te skaam is om te getuig. Ek wil ook dankie sê aan al die kerkleiers wat nie die gemeente van evangelisasie leer nie. En valse leerders aan hulle voorhou. Julle maak ons werk baie makliker en help ons om mense makliker te mislei. Baie dankie.
Hierdie film gaan oor die bo-natuurlike magte wat daagliks om ons is en wat ons baie keer as ons oop deure beheer in sekere gebiede. Maar wanneer jy vol is van Jesus Christus en die bloed van Jesus is oor jou, kan hulle niks uitrig nie en kan hulle jou nie beheer nie. 1 Johannes 5 vers 18 sê, kind van God bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Maar hierdie film is 'n vergadering tussen Lucifer en sy demone en tog kan hierdie film jou gemeentelede aanraak, jou mense om jou aanraak, sodat hulle meer effektief met God sal besig raak. Hierdie film is 'n tool vir 'n gemeente en vir selgroepe reeds om evangelisasie grootendeels aan te wakker. Evangelisasie word geweldig afgeskeep. En as hierdie tool vir jou kan veroorsaak dat jy 'n bankrekening, as jy nog nie een het nie, op evangelisasie oopmaak en dat jy kort uitreikings doen en dat jy aanduitreikings doen en ons sal julle bystaan daarmee. My nommer is onderop. Jy kan my skakel daaroor. En ons wil hê jy moet sterk raak in evangelisasie en jou gemeente gaan geweldig groei. Ek wil jou nie voorsê wat jy in jou gemeente mag doen nie. Jy moet my regtig hoor, broer of suster. Ek wil jou nie voorsê nie, maar ek wil vir jou mooi vra. As evangelisasie nog nie lewendig is in jou gemeente nie, sal jy asseblief gaan afsonder en dit start en dit begin. En jou gemeente gaan groei, man. Dink net aan al die voordele wat daar uit gaan kom. Meer mense. Ons kyk nie altyd daarna nie, maar jy gaan meer salaris kry. Jy kan meer mense aanstel. Die dorp gaan van jou kennis neem en God gaan tevrede wees, want jy is siele honger. En dit is waaroor dit gaan. Dienteenoor praat ek met 'n persoon hier wat vol is van evangelisasie. Jy's besig en daar wil ek vir jou baie baie dankie sê. Ongelukkig is daar baie gemeentes wat matte insit met die evangelisasie geld, stoele aankoop met dit en nie dit aanwend tot eer van God en die siel daar buite gaan haal nie. Maar wat ek wil vir jou vra, ek wil 'n skenking na jou kant toe doen. Hierdie DVD het ons ook gratis vrygestel. En ek sê dankie vir al die borge. Maar vir jou wil ek 'n guns doen. Jy mag, nadat hierdie film gewys is, vir die mense vra, wie wil so film hê? En julle mag in julle gemeente om vrystel. Julle mag hom verkoop vir 'n bedrag. Julle kan hom afdruk net soveel soos julle wil. Maar ek wil jou guns vra. Die geld wat julle mee afdruk, die wins wat julle maak, sal julle dit in evangelisasie stort asseblief. Sal julle daarmee of traktaatjies maak, of jy maak pamflette vir jou gemeente en gaan deel dit uit, wat jy die boodskap van Jesus opsit, sal jy petrol ingooi vir iemand wat ry vir evangelisasie, of sal jy dit vir 'n sendeling gee. Moenie net 'n sendeling oorsien. Dis goed as jou gemeente 'n sendeling ondersteun, maar julle moet self besig raak met evangelisasie. Ek wil jou graag van ons projekte vertel. En as dit is dat jy wil een van ons projekte adopt en ook besig raak daarmee, is jy baie welkom. Ek gaan jou 'n bietjie van ons projekte vertel. Weer sê ek, as jy 'n projek het, jy's reeds aan die gang, jy hoef regtig nie by ons betrokke te raak nie. Hierdie is net om gemeentes te help of individue wat sê, ek wil betrokke raak by God se groot plan, die opdrag om siele te wen. Nou kom ek scan net vir jou vinnig, ek wil jou nie verveel nie. Ons het 'n School of Fire. Dit is, ons vat mense in en ons lei hulle op voltyds vir 3 jaar vir pastore, sendelinge, beraders en evangeliste. Julle kan 'n sendeling adopt. Julle kan 'n student ondersteun. Met 'n bietjie of met baie. Skakel die nommer op die skerm vir my en ek en jy kan daaroor gesels. Ons het ook deeltydse opleiding van studente wat oor die pos studeer. Ons het al oor die 200 en as jy wil een van hulle, daar's baie wat bel en hulle wil ook graag, maar posgeld is duur en hulle wil ook studeer en hulle kan nie. Skakel my, dan kan jy een van daardie studente ondersteun. Dan het ons The Miracle Place. Ons is besig om dit nou op te rig. Is 'n plek waar siekes kan kom. Mense bel ons daagliks op 'n telefoon. Ons kry WhatsApps. Mense wil kom vir 3 tot 5 dae. Hulle wil net vrykom. Hulle wil die Here ontdek. Hulle wil die vuur van God beleef. Hulle wil genesing hê. En hoor gou mooi. Ons bou nou so 'n plek. Terwyl ek nou met jou praat, is ons tans besig. En hierdie plek kan mense kom en daar kan hulle vrymaking kry. Wil jy miskien daarin dit jou deel maak? Dit kan jou projek raak van jou gemeente, The Miracle Place. Gaan kyk ook op ons pages op dit. Dan is daar die Christian Front. Die Christian Front is 'n evangeliese aksiegroep. Ons beweeg uit en ons gaan soek die oorsprong van die probleem. Die
dwelmsmokkelaar, die pornografie verspreider, die abortiekliniek eienaar, die dobbelbase, ons gaan evangeliseer hulle. Ons besoek ook dorpe en hou kampe naweke en dan gaan sien ons hierdie mense. Dink as jy 'n smokkelaar by God kry, hoeveel drug addicts word gespaar? Baie siele wat gespaar. Wil jy miskien hier deel raak? Kontak my, dit kan ook jou projek wees. Miskien wil jy in ons Chillum projek betrokke raak. Dis hulle wat die film ook gemaak het. Hulle maak films en weet jy, daar kort geld om films te maak en 'n film in 'n jong mens of 'n ou mens aan, hy bekeer tot God. Skakel my en ek vertel vir jou hoe kan jy betrokke raak. Tot jou gemeente se mense kan miskien akteurs raak of iets. So raak ook daarin betrokke. Skakel my nou. Dan het ons 'n krokodilprojek. Ons is al 14 jaar met die projek besig. Ons gaan binnekort oes daar uitkry en dit is om sendlinge in die veld te hou. Maar daar is baie diesel wat uitgery word. Daar is arbeiders om hierdie projek te laat loop. Maar hierdie projek gaan letterlik miljoene produseer om sendlinge in die oes te hou. Wil jy nou al daaraan belê en 'n bietjie bydra dat hierdie projek 'n sukses is jy baie welkom. Dan in ons bediening is daar sangers, Andre Strauss. My eie seun is 'n sanger, jy kan hom regtig uitnooi met sang en woord. Ek kan jou bevestig dat hy die Here dien. En dan Chillum ook het nog 'n afdeling. Ons doen van troues as daar natuurlik tyd is. So as jy so iets wil doen, kan jy nie vir volgende Saterdag boekie. Jy moet letterlik maande voor die tyd boek. Maar ons doen troues, as daar filmmense is wat nou kyk. Ons kan jou film wat jy op draaiboek sit, kan jy Chillum span hier en hulle kom maak die film vir jou. Miskien wil jy op televisie gaan, dan kan hulle vir jou kom afneem. Miskien wil jy advertensies maak. Hierdie mense het letterlik honderde programme op televisie al gesit. Hulle weet wat hulle doen. So, al wat ek vir jou sê, kyk hierdie film, wys hom in jou gemeente en gee vir ons terugvoering as jy wil. As jy kan, bel my 'n bietjie, kos gesels daaroor. Dit sal lekker wees om te hoor wat het in jou gemeente gebeur. Maar kyk jy dit eers deur en bespreek dit gerus met my. Kry jy my nie? Jy weet mos hoe ons pastore maar altyd besig op die foon. Wil jy my nie net aan 'n SMS stuur en sê skakel my asseblief Rooies, ek wil met jou praat. Moet nie 'n WhatsApp stuur nie, ongelukkig en inboxe kyk ons baie min. Weet jy wat ek wil sê, dankie dat jy gekyk het. Saam werk ek en jy mos vir Jesus. Saam, ons het ons verskilletjies onder mekaar, maar saam wil ons die koninkryk van God uitbrei en mag sameswering vir julle tot groot nut sal wees. Mag jou gemeente uit sy nate uitbars nadat die mense bewus geword het dat die duiwel is teen julle, maar julle het die mag in julle hande om evangelisasie te gaan doen en die duiwelse werke te verslaan. Dankie, die bloed is oor julle. Julle is pragtig, julle is kosbaar vir die Here. En dan wil ek vir jou sê, gemeenteleier, pastoor, dominee of wie ook al is wat hierna kyk, moenie vervlou nie. Gaan voluit vir die Here. Mag die vuur van God op jou brand. Jesus laat jou.